God is just so good. God is just so good. And if you are at a place where you're always seeking God, and I know God is a good God. You've got to understand that. Jy moet dit uitmaak in jou gees en vir jouself sê, ek gaan nie toelaat dat die vyand aan my gaan kom steel, slag en verwoes nie, want my God is 'n goeie God. Amen. But you've got to believe it. You've got to speak it. Sê gou vir jouself, God is 'n goeie God. Sê dit net asof jy dit glo. Want as jy vir die vyand kyk en jy sê van my God is 'n goeie God, dan is jy besig om vir die vyand te sê, daar's reeds 'n oorwinning wat vir my bewerkstellig is. And that's why we're so excited about this new series that we are entering today. Ek weet nie of jy kan lees nie, maar hier staan nie voor ek is. Kan jy dit agter sien? Daar staan ek is. Ons het vir jou so 'n skitterende handleiding, wat oor 'n 7 weke program geskryf is, waarop jy elke dag kan gaan kyk na 'n les wat jy kan deurwerk. Daar's so 70 bladsye vir elke dag wat jy kan deurwerk. Nee man, die hele boekie het 100 bladsye. So dit is regtig 'n gemaklike skryfstuk vir jou om in kontak te wees met dit wat God vir jou wil sê. Dat jy regtig sal verstaan, wat is die 7 uitsprake van Christus oor ek is? En saam met dit, wil ons jou vra dat jy by 'n klein groep inskakel, by 'n one-to-one groep inskakel, of as jy reeds by 'n one-to-one groep is, vra ek dat almal sal stop met waarmee hulle ook al besig is, met watter studie hulle ook al mee besig is, en dat ons almal as 'n gemeente sal deel word en deel wees van die Ek Is reeks. Ek vra vir jou uit my hart uit, raak deel, wees deel, die boekie kos so R100. As jy dit nie kan bekostig nie, sal Sean die verskil vir jou inbetaal. Maak nie saak wat jy kan betaal nie. Geen net wat jy kan. As jy niks het nie, is dit ook fyn. Ons gaan hom vir jou betaal dan. Maar ons wil hê jy moet so 'n handleiding in jou hand hê, raak deel, wees deel van 'n groep en kyk dat jy by dit uitkom. Ek glo die Ek Is reeks gaan 'n fenominale verandering in ons as gemeente bring en elkeen se hart bring. En ek dink dit gaan 'n verskriklike lekker tyd wees vir jou om deel te wees daarvan. So, dink jy nou in, jy sit onder 'n vyeboom. Jy's besig met God en God is besig om jou te verduidelik, te verklaar. Wie is Jesus Christus? Hoe lyk hierdie seun van die mens? Ek is, sê Jesus, die seun van die mens. En terwyl jy onder die vyeboom is, het jy hierdie diep ervaring, jy het hierdie diep bewustheid, jy het hierdie openbaring van wat God in jou wys, en hy sê vir jou, maar dit is hoe Christus is, dis hoe Christus lyk. En terwyl jy daar onder die bome sit, jy regtig hierdie belewenis, hierdie absolute besefheid van, wanneer Christus in my lewe instap, dan verander sake, dan verander goede, want Christus het ingestap. En dan, 'n paar dae later, ontmoet jy iemand wat jou karakter vir jou verduidelik, en hulle sê iets oor wie jy is, en hierdie persoon onder die vyeboom sê, maar hoe ken jy my? En daai persoon antwoord dan hierdie persoon, en hy sê vir hom, ek het jou ontmoet, daar onder die vyeboom. Wat 'n oomblik. En Nathanael besef ewe skielik, toe hy voor Christus staan, besef hy, wie is hierdie Christus? Ek besef baie van ons het dalk 'n vyeboom ervaring al gehad. 'n Vriend van my sê vir my, hy het God ontdek in die Ceresberge. Hy het nie God geken nie 'n pad met die Here gestap nie 'n verhouding met God gehad, maar toe in die Ceresberge was en hy beleef die grootheid en die awesomeness van daai berge, toe sê hy vir homself, daar moet 'n God wees. Jy was dalk, baie mense hou daarvan om te sê, ek het op 'n rots gaan sit by die strand, of ek was by my Bosveld vuur, of ek was in my war room gewees, my binnekamer waar ek met God praat, of was sekere oomblikke, insidente, tye, keer 'n plek in jou lewe wat jy kan sê, daar was dit 'n ontmoeting gewees met die Here. Nou kom ons in Johannes 1 vers 29, waar die woord sê, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. Ons het 6 weke oor tot Paasfees.
Jochem, Paasfees is vir ons 'n hoogtepunt elke jaar in ons gemeente. Ek het veel goeie nuus. Wie van julle wil goeie nuus hoor oor Paasvrydag? Kan ek gou sien? Wie van julle ken vir Stefan Joubert? Kan ek gou sien? Stefan weet van hom. Dankie liefie. As hy Stefan Joubert kom goeie Vrydagoggend, is hy ons gasspreker. Ek hoop hy's bly daaroor. Ek dink dit gaan fenomenaal wees. Onthou, dit gaan altyd vir ons oor Jesus, maar Stefan gaan die woord vir ons kom oopbreek. Die woord sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Kan ek gou sien, as jy hier sit en jy weet die lam van God het al jou sonde weggeneem, kan jy jou hand opsteek, kan jy dalk hande klap, kan jy dalk opgewonde wees, kan jy dalk fluit, kan jy dalk sê, halleluja, my sondes is weggeneem. Yes, amen. Sonde, sê die woord, het 'n skeidsmuur gebring. Wat is 'n skeidsmuur? Klink so, hier's 'n muur gebou. Skeidsmuur sê, dit vat my weg van die teenwoordigheid van wie God is. Skeidsmuur sê, ek verstaan nie iets van God se genade nie. Skeidsmuur sê, die plan, die droom wat God oor my gehad het, is vernietig. 'n Skeidsmuur kommunikeer, dit wat God vir my wou wees, en dit wat ek moes wees, is weg. En as die lam van God opdaag in jou lewe, en hy neem die sonde weg, dan beteken dit, daar's 'n nuwe oomblik, daar's 'n nuwe aankondiging. Kan jy net opgewonde wees oor die feit dat Jesus instap in jou lewe en hy sê, ek neem alle sonde van jou af weg. Jesus, ek is opgewonde oor dit. Romeine 5:19 sê, omdat een persoon aan God ongehoorsaam was, het baie mense sondaars geword. En hier is die storie van Nathanael. Kom ek lees dit vir jou, soos wat dit in die woord opgeskryf staan. Johannes 1 sê, die volgende dag, wou Jesus na Galilea vertrek. En hy het Filippus gekry en vir hom gesê, volg my. Okay, soos Filippus. En Filippus was van Bethsaida, uit die stad van Andreas en Petrus, maar dan sê die woord Filippus, kry toe vir Nathanael, en hy sê vir Nathanael, Nathanael, en hy het vir hom gesê, ons het hom gevind, van wie Moses in die wet, en ook die profete geskrywe het, Jesus, die seun van Josef van Nasaret. En Nathanael sê vir hom, kan daar iets goeds uit Nasaret wees? Nou net dat jy dit verstaan, Bethlehem en Jerusalem was groot vooraanstaande stede, dit was lekker plekke om te bly, maar Nasaret was soos Brakpan. Ekskuus, dis nie op my notas nie. Kan Nathanael vra, hy sê, kan daar iets goeds uit Brakpan uitkom? Ja, dat kan. Met die Here se genade. Dalk dis. Nee, luister. Verander jou adres. Ek is so bly as deel van die kerk wat ons kan Brakpan ook bedien. Filippus antwoord hom. Kom kyk. En daarop sien Jesus Nathanael na hom toe kom en sê van hom, hier, dis waar Jesus die openbaring van wie Nathanael is. Jesus kyk na hom en sê, hier is waarlik Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Nou jy sê die woord, dis die kinder van jou eie hart. Jy weet wie en wat jy is. Daar's niemand wat iets vir jou gaan vertel van wat jy is, en jy weet dit nie jouself van wie en wat jy is nie. So toe Jesus vir hom sê, jy's 'n Israeliet, en wie daar geen bedrog is, toe sê Nathanael vir homself, hoe ken jy my? Hoe weet jy wie ek is? Waar vandaan ken jy my? Jesus antwoord en sê vir hom, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien. Nathanael antwoord en sê vir hom, Rabbi,
is die seun van God, is die koning van Israel. Jesus antwoord en sê vir hom, glo jy omdat ek vir jou gesê het, ek het jou onder die vyeboom gesien, jy sal groter dinge sien as dit. En Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, vir julle van nou af sal julle die hemel geopend sien en die engele van God opklim en neerdal op die seun van die mens. Ek wil vanoggend vir jou onomwonde sê, God sien jou. Jesus sien jou. Ek kom so 'n paar dae terug, kom ek by die huis aan die aand, ek en Glenna, ons was uit met mense, en ek is bietjie moeg, ek het so 'n bietjie terugslag in my liggaam gehad, ek is liggaamlik moeg. En ek kom in die huis en ek vat my foon, en ek wil gou vir iemand 'n WhatsApp stuur, en Glenna sê vir my, wat maak jy nou? Ek sê, ek gaan vir iemand 'n boodskap stuur, maar as hier by 9:00. Sy sê, jy kan nie, dis te laat. Ek sê, nee, ek moet nou 'n boodskap stuur. En ek vat my foon, en ek tik vir die persoon, as jy my ken of al 'n WhatsApp van my afgekry het, sal ek eers vir jou sê, hallo, goeienaand, goeiedag, goeie hallo, wat ook al. Ek stik daar, ek sê, ek weet, met sulke aksentpunte op die e's, ek weet, Jeremia 29 vers 11. In daai tyd toe praat God met my en hy sê, almal quoteer, ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed en nie teëspoed nie. Maar eintlik die enigste 2 woorde in daai vers wat sin maak, wat saak maak, wat nodig is om te weet, is om te sê, God sê, ek weet. Ek weet. Wat dan nageskrywe staan, raak amper irrelevant. Ek weet. Hy sien jou. Ag, come on. Hy sien jou, hy weet van jou, hy ken jou, hy het jou naam opgeskryf in 'n boek van die lewe, hy kyk na jou, hy sorg vir jou, hy stap vir jou uit, hy ken jou begeertes. God sê, ek weet. Ek tik vir die persoon, ek sê, ek bid vir jou, ek noem sy vrou se naam, ek noem sy kinders, ek stuur die boodskap. 'n Paar oomblikke later, lei my foon, hy sê vir my, wat het jou laat maak, hierdie boodskap vir my stuur? Ek sê, nee, ek het net in my hart gevoel, ek moet dit doen. Hy sê, weet jy, ek bid vanoggend en ek vra die Here, Here, weet u van my? Hy sê, hy vra weer vir die Here, hy sê, Here, het u vergeet van my? Weet u van my? Want hy gaan deur 'n verskriklike moeilike tyd. Al meer as 'n jaar. En hy sê, Here, as u van my weet, hoor nou, dan moet pastoor Dion my vandag bel, of my vandag 'n WhatsApp stuur. Hy sê, na hele dag, kyk hy sy foon, vat hy sy foon, en kyk hy, sê, nee, het nog geen boodskap gekry, nee, het nog geen boodskap gekry, toe hy aan die boodskap kry, toe sê, daar's 'n God wat weet. Daar's 'n God wat weet. Daar's 'n Jesus wat na my kyk. Daar's 'n Jesus wat weet waar jy onder die vyeboom was. Daar's 'n Jesus wat sê, ek is die seun van die mens. Luister, wanneer Jesus opdag in jou lewe, dan sal almal begin te kennis neem, Nathanael het 'n ontmoeting gehad met Jesus. Don't try to fool the world, don't try to fool yourself. Nathanael se reaksie was, en waar op aarde kom u vandaan? Want waar jy vandaan gekom het 'n groot betekenis gehad. Baie mense sou gedink het, regtig kom hy van Nasaret af, 'n timmerman se seun, Jesus, is dit nou die persoon? Dis onmoontlik dat dit Jesus kan wees. Partykeer maak mense uitlatings en uitsprake en verklaringe oor Jesus wat buite skrifkonteks is, en hulle is glad nie ingebind met dit wat God eintlik sê in sy woord van wie hy is nie. Het jy al gehoor, mense sê, God is awfully slow but never late? Het jy al gehoor mense sê dit? Dan sê ek asseblief moet dit nooit weer sê nie. My God is nie awfully slow nie. My God weet presies wanneer hy instap in jou lewe. En wanneer hy instap, is daar 'n verandering. My God is nooit laat nie. En vir jou kan dit dalk voel God is laat. Maar ek sou sê, as jy vanoggend kan kyk deur die spieël en deur die oë van God, dan weet jy, God's got your back. Dan sê God vanoggend vir jou, ek weet. Come on church,
Isn't that good enough for you that God says, I know. Doesn't matter what happens to you, God says, I know. God says, I know. En baie keer moet ons net op daai plek kom waar ons net sê, Here, dankie dat U weet. Daar was 'n metamorfiese verandering vir Nathanael met sy ontmoeting met Jesus. Hy begin onmiddellik uitroep en hy sê, Rabbi, wat beteken leermeester? U is die seun van God, u is die koning van Israel. Luister, as Jesus deel is van jou lewe, then it's obvious for people around you that you know God. Dan moet mense rondom jou kan sien, kan hoor, kan ervaar, Jesus lewe. Wanneer jy Jesus ontmoet, is dit 'n natuurlike instink wat net uit jou begin te kom om te sê, ek wil jou vertel van hoe groot en hoe goed God vir my is. God is vir my so groot en so goed. Glenda is Dinsdag saam met die dames in 'n damessel en hulle sluit hulle damessel af met die woorde, ons vertrou op die Here. En terwyl hulle dit hardop saam sê, bid Lena aan haar hart oor 'n saak waarin ek en sy bid en ons sê, ons vertrou die Here. Dinsdag aand, toe kom ons deurbraak. Toe gebeur 'n wonderwerk. Dit waarvoor ons God voor vertrou vir meer as 'n jaar. Toe kom God en hy sê, maar ek is God. En wanneer ek God is, dan is ek in beheer. Mag man, wil jy net op jou voete gou staan nie? En dan wil ek jou vra, gee net vir die Here hande klap vir dit wat hy al vir jou gedoen het. Die feit dat jy soos Nathanael kan sê, ek het God ontmoet en ek weet wie hy is. Dankie Jesus dat u koning is. My vraag aan jou vanoggend is, yes, kom ons klap vir die Here hande. Thank you Jesus. You are God and Father of our lives. Yes. Sit. Ek is nou eers 5% in my boodskap in. My vraag is, hoe eer jy Jesus? Ek vra jou vanoggend, hoe eer jy? Is dit dalk met jou lewenswandel? Of miskien met jou offers, of miskien met jou tiende, is dit die manier van hoe jy Jesus eer? God sê, ek soek net jou gehoorsaamheid. Wat as ek jou gehoorsaamheid het? Hy sê, ek het 'n behaag daarin, dan het ek in elk geval jou lewenswandel, dan het ek in elk geval die manier hoe jy leef op kantoor, hoe jy leef by die huis, hoe jy leef op 'n rugby-stadion. Ek wil nou vertel van iets wat ek eendag by 'n rugby-stadion gesien het. Iemand wat ek ken, maar kyk toe ek aan hom vasloop, toe dog hy ek is die engel Gabriël. Kom ons los dit. As jy in gehoorsaamheid leef, dan verander jou lewe so teenoor Jesus, dat alles daarvan wys, dat Jesus deel is van jou lewe. Net soos wat Nathanael 'n reaksie gehad het, het Jesus ook 'n reaksie gehad. Jesus noem homself, ek is die seun van die mens. Eers is dit nie mooi nie. Ek is, hierdie woorde, ek is die seun van die mens. En toe Jesus dit kom sê, toe hy die aankondiging maak, ek is, toe gaan haal hy twee van die grootste woorde uit die Ou Testament uit. Hy gaan haal een van die oomblikke van waarna Israel altyd sal verwys, toe Moses vra, wat moet ek sê, wie het my na hulle toe gestuur? En God sê vir hom, sê net vir hulle, ek is, het jou gestuur. En Jesus stap in tussen sy disippels en tussen die mense en hy sê, ek is wie ek is. En eintlik gaan al Jesus die woorde van Moses af. En Jesus sê, soos wat God vir Moses gestuur het, so stuur God vir my, sy seun, die ek is, die nuwe geopenbaardheid van wie God is. Jesus sê, eers as julle my, die seun van die mens verhoog het, sal julle begryp dat ek is wat ek is, en dat ek uit my eie niks moet doen nie, maar net praat soos die Vader my onderrig het. Wanneer die seun van die mens instap, dan is daar 'n taak en 'n doel, daar's 'n funksie vir Jesus om in jou lewe in te stap, sodat dinge in jou lewe kan verander. Hy het
seun van die mens kom word, hy het onder ons kom woon. Ek lees vir uit Hebreërs 2 uit. Sê om hierdie kinders, in aanhalingstekens, mense van vlees en bloed, het Jesus ook ten volle net soos hulle geword. Want hy kon net sterf as hy ten volle mens was, en hy kon net deur self te sterf, hom die nekslag toedien wat mag oor die dood gehad het, die duiwel. Net op hierdie manier kon hy die vrymaak wat hulle lewe lank uit vrees vir die dood en slawerny vasgevang gesit het. Jesus sê, ek het mens kom word en ek het onder julle kom woon. Ek is wat ek is. En die duiwel is 'n nekslag toegedien. Ek wil vir jou vandag sê, as jy weer die duiwel sien in jou lewe en daar's dinge wat besig is om te gebeur, vertel net bietjie vir die duiwel, luister, jy's reeds 'n nekslag toegedien. Come on, man. Tell the devil that. Sometimes you need to remind him what happened to him on the cross of Calvary. 'n Vriend van my staan op absolute egskeiding. Maak nie saak hoe ek met hom praat nie, hoe wat vir hom sê nie. Hy het sy mind opgemaak, hy gaan skei. Maar in die tyd het hy ook sy kaartjies lankal gekoop vir hom en vir sy vrou. Betaal baie geld om Israel toe te gaan. En hierdie toer moet plaasvind laas jaar November maand. En Israel en Hamas en almal beklei en al die toere kanseleer, maar hulle toer kanseleer nie. En hy sê vir my, hy gaan nou op hierdie toer, en ek vra, wie is jou toerleier? Hy sê, nee, Dr. Isak Burger. Ek sê, weet jy wie hy is? Hy sê, nee, ek sê, dis die president gewees van die AGS Kerk, vir jare. Hy is nou afgetree, maar is 'n skitterende toerleier. En ek vra vir hom die volgende woorde, ek sê, beloof my net, jy gaan in die skaduwee van Dr. Isak Burger probeer loop die hele tyd. As hy goed verduidelik oor Israel, gaan staan net naby hom. Gaan wees net aan sy sy. Hy sê, nee, hy sal dit doen. Hy kom terug, hulle is moeg van die vlug. Hy sê vir sy vrou, nee, hoef nie vandag te gaan teken nie. Kom maar maandag gaan teken. Maandag kom sy uit die huis uit en hy kan haar glad nie in die hande kry nie. En hy is baie woedend vir haar. En die Dinsdag die Dinsdag is hulle in die huis en die Dinsdag sê vir haar, vandag sal jy gaan teken. Hulle was so saam op by die Israel toer gewees. Hy sê vir my, hy sê, was jy al daar? Ek sê, nee, ek was nog nie. Hy sê, jy moet dit gaan beleef. Dis awesome, dis lewensveranderend. Jy sien Jesus, jy beleef God. Hy sê, dis regtig, spaar, kom daarby uit, doen dit. Jy moet Israel beleef. Dinsdagoggend sê vir sy vrou, jy moet nou die papiere gaan teken. En hulle het so binne hof kort, ja, so die huis is om het gebou. En sy stap buitekant toe, en al woorde wat sy uitkry was, ag, Here. En sy begin verskriklik te huil. En toe sy klaar gehuil het, staan sy op en sy stap in die huis en sy sê vir hom, maar dit was nou nie 3 minute gehuil, nie, was 'n baie lang huil, baie lang tyd gehuil. Hy sit in die huis, hy hoor haar, sy sit buite. Sy stap in die huis en sy sê vir hom, kom ons gaan teken. En hy sê vir haar, nee. Ons gaan aan hierdie huwelik werk. Want hy het God beleef. Hy het 'n oomblik gehad van waar hy onder 'n vyeboom was, 'n Israel belewenis gehad. Ek wil jou vandag vra, die seun van die mens bring die hemel en mense bymekaar uit. Dis wat moet gebeur. Ek is die seun van die mens wat opgedaag dat daar 'n verandering in ons lewe kan wees. In Esegiel 36 lees ek vir jou, ek gee, God praat, hy sê, ek gee, Ou Testament, ek gee julle 'n nuwe hart. Kan jy gou sê 'n nuwe hart? God sê, met die regte begeertes. Kan jy sê regte begeertes? Sê dit bietjie harder, jy is bang om dit te sê. En 'n nuwe gees. God sê dit. Sê 'n nuwe gees. Ek gee julle 'n nuwe hart met die regte begeertes en 'n nuwe gees.
Luister, God sê, ek vat die ou hart van sonde weg en gee julle 'n nuwe gehoorsame hart. God sê, en ek gee my gees, hoofletter gees, in julle, sodat julle my voorskrifte sal gehoorsaam en doen wat ek beveel. Sê amen. Ek sny my boodskap net hier. Jy kan maar sê dank die Here. Ek vra vir jou vanoggend, is jy dalk ook op 'n plek waar jy sê, ek wil ook Jesus ontmoet, soos wat Nathanael ontmoeting met Jesus gehad het. Ek gee jou 'n nuwe hart. Dis wat God sê. Ek God gee aan jou 'n nuwe hart. Regte begeertes en 'n nuwe gees. 'n Hart wat my sal gehoorsaam. Ons is Woensdag aand by ons one-to-one groep en iemand vra in die groep, maar wat beteken dit om te sê ek is nie meer onder die wet nie? Dit is nie meer die wet wat my vashou nie. Ek hou nie vas in die wette van God nie. Maar wanneer dit op my kleitafel, op my hart, nie op 'n kleitafel nie, op my hart geskryf is, dan het ek 'n lewensverandering beleef met Jesus. As die ek is instap in jou lewe en hy sê ek is die seun van die mens. Stap Jesus in. En Jesus sê, ek kom maak jou 'n nuwe mens. Toe Paulus skryf in Korintiërs en hy sê, ou dinge het verbygaan, ek is 'n nuwe mens. Toe het hy dalk onthou van wat in die segel geskryf staan. Dat God sê, ek het vir jou Jesus gegee, om vir daai middelaar te word tussen die hemel, die brug, die nuwe manier van leef. 'n Manier van waarop jy gaan sê, die ek is, het 'n verandering in my gebring. Ek bid vanoggend dat mense in jou sal sien, jy is soos Nathanael. Daar was 'n ontmoetingsplek. En ek wil vir jou vra asseblief, moet tog net vir my vertel van in 1948 op die 16de Julie het ek Jesus ontmoet. En die res daarna lyk jy soos 'n absolute disaster nie. Wees 'n mens wat hom elke dag 'n ontmoeting het met Jesus. Dit is allemaal lekker, as jy weet, so 'n broodjie wat uit die oond uitkom. Het jy al so 'n broodjie uit die oond uit geëet? Kan ek gou sien? Wie van julle is lus vir so 'n broodjie uit die oond uit? Kan ek gou jou hand sien? Sean staan gou op. Sean staan gou op. Steek net jou hand op as jy lus is vir 'n broodjie uit die oond. Sean bak ongelooflike lekker brood. Hy verkoop dit teen R500 'n brood. En ek kry kommissie. Kry 'n kraak vars getuienis uit jou mond uit, man. En vertel vir mense, ek was vanoggend by Jesus. Vertel vir mense, daar was 'n hartsverandering. I ask you nicely, with all the love in the world, verander tog in Jesus naam, en word 'n nuwe mens, wat Jesus wil hê jy moet wees. Because once you've changed, you will resemble the glory of the Almighty God. En ek weet, baie van ons het al in hierdie naby verhouding met Jesus begin leef. Awesome. I salute you. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, dat die wêreld sal agterkom. I've met the great I am. And I speak it over your life. I speak it over you. That you will live a life in such a way, in their family church, that we will live a life in such a way that people will say, daai mense van daai dorp, van daai gemeente, het by Jesus uitgekom. Jy sal my net op jou voete staan.